Die waarheid, laat die ons lei. Laat die ons bring op die heilige berg, Here, en in die heilige teenwoordigheid. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en sy Seun Jesus Christus word aan die geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees van God. Amen. Wil jy nooi om te staan, dan begin ons die diens deur hierdie lied. Sodra hy verskyn, en dan vra ek ook vir die kerkraad dat voorgestel word, dat die ouderlinge asseblief aan die kant en die diakens aan die kant sal verskyn. Baie dankie. Aangezien daar geen besware ingekom het om een van hierdie broeders voor te stel as kerkraad nie, is dit vir ons 'n voorreg om dan voor te gaan met die bevestiging van kerkraadslede, ouderlinge en diakens. Nou, oor die algemeen, ons gedagtes is, jy begin as jong seun, as jy gereed is, dan begin jy op die kerkraad te dien as diaken. Dan as jy nou 'n bietjie meer ervare is, dan skuif jy van diaken na ouderling toe, né? Dis ons hoe dit werk, né? Maar dit is nie hoe dit werk nie. Die Bybel sê vir ons, die Here roep sommiges as diakens. Hy roep sommiges as ouderlinge. Hy roep sommiges as predikant. Hy roep sommiges as evangeliste, ander as sendelinge. So iemand wat as diaken het 'n ander doel, en iemand wat as ouderling dien 'n ander doel. So daarom lees ons dan die volgende formulier vir u. Geliefdes in die Here Jesus, julle weet hoe hierdie verskeie name die laaste paar Sondae bekend gemaak is. Om te verneem of daar enige besware is waarom hulle nie mag dien, aangezien daar geen besware gekom het nie, kan ons nou in die naam van die Here tot die bevestiging van die ampt toe oorgaan. Om dit te kan doen, moet hulle, sowel as die gemeente, eers 'n kort uiteensetting hoor van die instelling en werk van ouderling en diaken. Oor die ouderling word die volgende verwag. Die woord ouderling kom uit die Ou Testament en is 'n persoon wat aangestel is in 'n regerende ampt. 1 Timoteus 5 vers 17 praat ook daarvan. So dis manne wat aangestel is in 'n regerende ampt.
om te regeer. So raai wat, dis nie die dominee wat die kerk regeer nie, dis oor die algemeen die ouderlinge wat die kerk regeer. Word van twee soorte ouderlinge gepraat, naamlik 'n lerende ouderling en 'n regerende ouderling. Die lerende ouderling was diegene wat hoofsaaklik gemoeid was met die bediening van die woord. Die predikant moenie homself te veel besig hou met regeringswerk nie. Die predikant homself besig hou met gebed en prediking. Bediening van die woord en geestelike versorging van die kudde, terwyl die regerende ouderlinge hulle hierin ondersteun. So die ouderlinge se werk is om die predikant te ondersteun, om die gemeente te besoek en na die kudde om te sien. Die regerende ouderling was hoofsaaklik gemoeid met die handhawing van 'n gesonde leer. As 'n kerk se ouderlinge nie eensstemmig is in die leer nie, dan maak ons 'n gemeente eerder toe. 'n Gesonde leer en wandel van die gemeente. Terwyl die lerende ouderlinge hulle wil weer hierin ondersteun het. Hulle was wedergebore, geesvervulde manne wat gedurig weer gesoek het om toe te neem op die genadige weg van heiligmaking. Hulle taak, die taak van hierdie ouderlinge, is om die lerende ouderling hulp en bystand te gee, soos aan Aaron en Hur die arms omhoog gehou het, dat hulle so dieselfde sal doen. Saam vorm hulle 'n raad wat die gemeente regeer, wat toesig hou oor die wandel en die stedelike normes van die gemeente. En van die groot verantwoordelikhede van die ouderlinge is om te kyk dat die wat lidmaat word, nou, ja, en nie almal is lidmaat nie, maar die wat lidmaat word, het die voorreg om onder 'n tuig geplaas te word, wanneer u sou mishaag. Wanneer u in 'n erge sonde val, dan is dit die ouderlinge se plig om dit te ondersoek en om u terug te bring na die Here, om by te pleit, kom terug na die weg van die Here. Dit was dan die taak van die ouderlinge. So daarom is dit, net gou so kortliks noem, is dit 'n voorreg. As jy nie lidmaat is nie, dan het jy al die voorregte wat al die ander het. Jy kan doop, jy kan trou, jy kan nagmaal gebruik, maar net 'n lidmaat kan onder tuig geplaas word, kan teruggeroep word deur die kerkraad. Daarom is dit eintlik 'n voorreg om lidmaat te word by 'n gemeente. Om seker te maak dat daar broers aangestel is, om seker te maak dat jy op die pad bly. Daarom as iemand môre sit en nog nie 'n lidmaat is nie, laat weet my gerus, en dan leer ons u aangaande die voorregte om lidmaat te word. Saam vorm hulle 'n raad wat die gemeente regeer en toesig hou oor hulle wandelstedelike norme. Hulle pas stig toe waar nodig. Sorg dat die sakramente met die nodige respek en eerbied bedien word, dat dit nie vervlak of ontheilig word. Julle moet toesig hou dat die doop en die nagmaal nie oppervlakkig word en vervals word. Dis julle taak as ouderlinge. Hierdie taak is nie aan hulle alleen nie opgedra nie, maar ook aan die broers in die gemeente. Hulle moet toesig hou dat daar geen vreemde elemente die kerk insluit nie. Gaan die duiwel die gemeente uitlos? Of gaan hy probeer om vreemde elemente in die kerk in te bring? En hulle daarvan vergewis dat alle persone wat toegelaat word as lidmaat waarlik weergebore is.
en duidelik daarvan kan getuig. Hulle moet die bedienaars van die woord bystaan en opbouing van die gemeente. Predikant kan nie gemeente bou nie. Die ouderlinge moet saam help opbou. In die allerheiligste geloof en kategetiese onderrig. Voorts is dit hulle taak om in 'n besondere toesig te hou oor die leer en die wandel van die bedienaar van die woord. Hulle moet toesig hou dat ek in waarheid wandel. En hulle moet sien, toesig hou, dat ek die vierleerige boodskap preek van ons kerk. Die vierleerige boodskap van ons kerk is wedergeboorte, heiligmaking, goddelike genesing en die wederkoms van die Here. Om dit sinvol te kon doen, beteken dat die ouderlinge die woord van God sal ondersoek, om sodoende in staat te wees, om te keer dat vreemde leringe en dwalinge die kerk insluit. Laastens is dit hulle plig om vir krankes te bid, met salwing met olie, en handoplegging vir mense, wat daarom vra, en hulle inroep om dit te doen. Verstaan julle dit? Die diakens word die volgende van verwag. Die oorsprong van die instelling van die ambt van diaken vind ons in die vroegste Handeling gemeente. Daar lees ons dat die apostels aanvanklik die taak van armsorg verrig het, van barmhartigheid verrig het, van gebede verrig het, vir ander, en dat hulle te besig geraak het met die werk van die Here, dat hulle nie by die Here uitgekom het. En toe vind hulle dit goed, om manne aan te stel, wat diensbaar is in die gemeente, wat werksesels is, wat kan arbei vir die Here. En verarming kan verhelp by die gemeente. En om dan die behoeftiges uit te deel soos die behoefte is. Toe daar ongelukkigheid in die gemeente ontstaan het, dat die weduwees en die versorging oor die hoof gesien is, het hulle gesê, kom ons kies manne uit, spesifiek vir die bediening van armes en siekes, sodat die apostels hulle kon besig aan met prediking en voorbede. Romeine 12 vers 8 is gebruik voortgesit deur die diakens wat daarvoor afgesonder en aangestel is. Die diaken, die taak van 'n diaken, moet die gemeente bedien. Hoor jy? Hierdie, die toesig hou oor die leer, hierdie is ouens wat bereid is om te dien. 'n Diaken moet die gemeente bedien met barmhartigheid en moet veral ag gee op armes en krankes wat na liggaam en gees bystand nodig het. Nee, manne met 'n las vir siele. Al sien hulle primêr na die tydelike behoeftes, moet hulle ook na die geestelike nood van die gemeente en die redding van siele vir hulle baie belangrik is. Ouens met 'n las vir siele. Hulle benadering moet wees dat dit is beter om verarming te verhoed as om vermaning op te hef. Om hulle taak goed te kan verrig, moet daar passie en empatie wees met diegene wat hulp en bystand nodig het, sodat hulle met die nodige deernis en waardigheid van bemoediging hulle werk kan verrig. Wat hulle persoon betref, moet dit manne wees van integriteit en 'n getuienis van wedergeboorte en geesvervuld wees, soos Stefanus. Hulle moet ook wysheid besit en 'n gees van onderskeid om hulle werk sinvol te kan doen. So hulle moet so afhanklik wees van die Here.
omdat hulle saam met die lerende ouderlinge 'n raad vorm wat die gemeente verteenwoordig. Broeders, omdat julle geroep is om te dien as ouderling en as diaken, is julle oortuig dat die Here julle tot hierdie ambt geroep het? Wat is jou antwoord, Gerrit? Tweedens, is u oortuig dat die leer van die kerk die waarheid is en dat u alle dwalinge verwerp wat hiermee in stryd is, Gerrit? Derdens, beloof u om getrou met die salwing van die Heilige Gees en die onderskeie ampte diensbaar te wees, Gerrit? Beloof u, broeders, u verder om 'n heilige lewenswandel te volhard, terwyl u onderwerp aan die kerklike tugkode, indien u sou te buite gaan. Is u gewillig om deur die kerkraad getug te word? Mag die Here deur die salwing van die Heilige Gees, die instaatstelling van die Heilige Gees, die elkeen, broeders, toerus om die werk te doen, want een ou kan nie al die werk doen. Mag u saam. Ons sit nie so in dan. Bid ons vir hulle en daarna staan ons, sing ons vir hulle, laat Here u seën. Here Jesus, baie dankie dat ons in hierdie oggend vir hierdie broeders kan kom bid, wat vanmôre weer 'n belofte afgelê het voor die Here, voor die kansel, en beloof het, dit wat hulle beloof het, sal u Here, wat die instaatsteller is, in hierdie tyd wat die wêreld alles van ons eis, en soos ons nou daaroor gepraat het, die wêreld ruk jou van die kerk af, en ruk jou van die werk van die Here af weg. Here, dat hulle sal tyd maak, tyd vind, om hulle roeping in hierdie gemeente uit te leef. Here Jesus, kom stel u vir hulle in staat. Here Jesus, stort u Heilige Gees op hulle uit, om die werk te kan doen. Want Here, sonder u kan ons niks doen. Here Jesus, maak hulle paai van voorgelyk. Here, wees met hulle deur hulle te dra. Here, bewaar hulle van agter al die aanslag wat op kerkraadslede se lewe kom. Want die oomblik as jy opstaan en sê ek gaan vir die Here werk, dan is alles teen jou en die duiwel self staan op en sê ek gaan jou teëstaan. Maar dat hulle standvastig in die geloof sal wees, vir die gemeente 'n voorbeeld sal wees. Ek bid vir hulle. Ons as gemeente bid vir hulle almal, dat hulle sal voortgaan met die werk van die Here. Baie dankie dat ons dit kan bid en vra in Jesus naam. Amen. Kom ons staan vir drank en nodig. Oh,
Jy kan die woord van die Here in hierdie oggend saam met ons oopmaak by 1 Kronieke. Jy kan die woord oopmaak by 1 Kronieke. In Kronieke gaan praat oor die tema watter rol vervul jy in die gemeente? Waarvoor het die Here jou geroep? Wat is jou taak in die gemeente? As lidmaat of besoeker, as vriend, as broer en as suster, is ons hier om gedien te word, of is ons hier om te dien? Of die gedagte van laasweek, ons dien die Here sodat dit met ons kan goed gaan. Dit is wat Micha in Rigter 16 gesê het. Hy soek 'n leviet wat hom kan dien, en hy is bereid om 10 shekels en 'n stel klere te gee, 10 shekels en 'n shirt te gee. 'n jaar as betaling, solank hy 'n leviet kan hê om hom te dien. En dan weet hy dat die Here vir hom sal goed wees. So Micha was net daarin, dat die Here vir hom sal goed wees. Maar in die gedeelte sien ons dienaars, wat arbei vir die Here. Maar voordat ons hier saam lees, kom ons dit net so, dan vra ons die seën van die Here op sy woord. Here Jesus, driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Baie dankie vir die voorreg om in hierdie oggend saam te kan wees en die God van die hemel te kan aanbid en die Here te kan dank vir sy goedertierenheid, wat tot in ewigheid is. Aan U behoort al die lof en al die eer en al die aanbidding. U is dit waardig. In die hemel is daar gevra in Openbaring 5. Is daar nie iemand wat waardig is om die toorn en die woede van God uit te giet op hierdie aarde nie? En daar is niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde waardig gevind, waardig geag om die boek van toorn oop te breek. En daar staan 'n lam op soos asop geslag. Die leeu van Juda. En hy skeer daardie rol oop, want hy is waardig. En hulle het 'n nuwe lied gesing. U is waardig om die boek te neem en sy seels op te maak, want U het ons gekoop uit elke stam en nasie en volk en taal. Here Jesus, U is wonderbaar vir ons. En U is die koning van die konings, U is die Here van die Here. En ons as gemeente is hier te saam met 'n begeerte om na U woord te luister. Here Jesus, ons staan agter 'n kansel om weg te kruip as te ware, sodat mense nie die predikant moet raak sien nie. Want mense kan baie vinnig navolgers en napraters word van 'n dominee. Maar die Here Jesus, dat hulle vanmôre net die woord sal aanskou en die woord in hulle harte sal spreek en sal uitgaan en sê die woord het met my gepraat. En dat die woord verander lewens. Hierdie woord is skerp en kragtig, as enige tweesnydende swaard. En dit dring deur en maak skeiding tussen siel en gees en gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorleggings en gedagtes van die hart. Hierdie woord is deur God ingegee en is nuttig vanmôre vir ons tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat elke kind van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Here, U het ons geroep en hierdie woord is die toerusting hoe om dit te gaan doen.
Baie dankie dat ons in hierdie oggend U kan eer, U kan aanbid vir U woord. En ons vra nou, Here Jesus, sal U elke gedagte grafeer op elkeen se hart wat vanmôre hier sit. En daar waar die boodskap sal uitgaan, tot U eer en U verheerliking. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. In Kronieke, hoofstuk 11. Nou die boek Kronieke is nie in kronologiese volgorde soos Samuel en Konings nie. So moet hom nie as 'n kronologiese boek sien nie, maar wat sekere goed uithaal wat in die koningstydperk gebeur het, wat opgeskryf is in die kronieke boeke van die Bybel. Ek lees 1 Kronieke 11 vers 1 en 2. Toe kom die hele Israel by Dawid in Hebron bymekaar en sê, kyk, ons is u been en u vlees gister sowel as eergister. Selfs toe Saul koning was, het u Israel uit en ingelei. En die Here, u God, het aan u gesê, jy moet vir my volk Israel oppas, en jy moet 'n vors wees oor my volk Israel. So het dan al die oudstes van Israel na die koning in Hebron gekom, en Dawid het met hulle 'n verbond gesluit in Hebron, voor die aangesig van die Here, en hulle het Dawid as koning oor Israel gesalf, volgens die woord van die Here deur die diens van Samuel. So dis waaroor hierdie gedeelte dan gaan. Dawid is gesalf as koning na Saul, en ek dink aan daardie liedjie wat ons in kinder op Sondagskool gesing het. Saul het sy duisende, maar Dawid sy 10.000. Hoe kan daardie liedjie? Julle weet wat se liedjie ek praat, nee. So Dawid was dan hierdie een wat nie een van Saul se seuns was nie, wat regtens eintlik nie koning kon word nie, want koning moes eintlik in die nageslag van Saul wees. Maar die volk wou 'n koning gehad het. En toe gee die Here vir hulle 'n koning wat hulle wou gehad het, groot, sterk, vurig, Saul. Dit was hulle begeerte. Maar dit was nie die wil van die Here gewees. Toe hulle dan 'n koning soek, gee die Here nou vir hulle koning Saul. En hy het hulle in die verderf ingelei. Hulle het hom gevolg agter baie ander goeders aan. En daarna, toe kies die Here 'n koning na sy hart uit die huis van Isaai. En onthou, ons het so 2-3 weke terug daaroor gepraat, dat Samuel kom by hierdie huis aan en hy sien hierdie massiewe seun, broer van Dawid. En hy sê, wraggies, jy is seker die toekomstige koning. En die Here sê, nee, is nie hy nie. En so gaan al die 6-7 seuns verby. Daar is nie 'n kind om te salf as koning nie. Hy sê, is daar nie nog een nie? Sy pa sê ja, maar hy is 'n kind. En hy is die kleinste van hulle almal. Hy is die wagtertjie. Hy pas skaap op. Hy is nie waardig om hier te wees terwyl Samuel kom eet en ons kom besoek nie. En hy sê, gaan roep hom. Nou, hulle gaan roep hom. En Samuel sal vir Dawid, die geringste onder hulle almal, as koning. En daarom word hy dan koning. En ons sien hoe die nasies bymekaar kom, om Dawid dan koning, as koning te salf. En hy het 'n verbond met hulle gesluit. Vers 9 sê, en Dawid het gedurende groter geword,
en die Here het van die leerskare was met hom. Maak nie saak wie hy is nie. Dit maak saak wie sy God is. Of hy 'n God het wat met hom is en hom versterk. En dan is daar helde in Dawid se lewe. Ons gaan vanmôre nie regtig praat oor die lewe van Dawid nie, maar oor die wat die Here rondom hom geplaas het. Die Here roep ouens en vrouens en kinders om te arbei vir sy saak. Hier lees ons van 'n paar helde. Ek wil net vir u graag so 'n paar helde van lees. Vers 10. En dit was die hoofde van die helde van Dawid, wat hom kragtig bygestaan het in sy koningskap. En Dawid het alleen reg gekry. Die helde gaan. Manne. Wat het ons nodig? Beter planne of geesvervulde manne? In sy koningskap saam met die hele Israel, om hom volgens die woord van die Here koning te maak oor Israel. En dit is die getal van die helde, en dan gaan dit daaroor aan oor die getal. Vers 20. Daar is 3 vername helde, hoofmanne wat helde was. Vers 20. En Abisai, die broer van Joab, hy was hoof van die 3. En hy het sy spies geswaai oor 300 wat gesneuwel het en 'n naam gehad het onder die 3. Daar was 'n man met die naam van Abisai. En hy het sy spies geswaai, so hy 300 manne van kant gemaak. 1 man, 1 held. Vers 21. Uit die 3 was hy onder die ander 2 geëer, sodat hy 'n owerste geword het. Maar tot by die eerste 3 het hy nie gekom nie. Benaja, die seun van Jojada, 'n dapper man, groot van daad, uit Kapseel. Hy het 2 groot helde van Moab verslaan. En hy het afgegaan en 'n leeu binne 'n kuil doodgeslaan op 'n sneeudag. Daar was 'n sneeudag ook daar, so daai sneeu. En hierdie Benaja het afgegaan in die kuil en het 'n leeu gegryp en hom gou doodgemaak. Vers 23. En hy het ook 'n Egiptenaar verslaan, 'n groot man, 5 el. En in die hand van die Egiptenaar was 'n spies, soos 'n wewersbalk. Maar hy het na hom afgegaan met 'n stok en die spies uit sy hand van die Egiptenaar geruk en hom met sy eie spies doodgesteek. Helde wat opgestaan het. Hoofstuk 12, lees ons die volgende. En dit is hulle wat na Dawid na Siklag gekom het, toe hy uit die teenwoordigheid van Saul, die seun van Kis, verban was. Hulle was ook onder die helde wat gehelp het in die oorlog. Nou in die hoofstuk 12, as jy 'n teks of 'n woord moet koppel aan hoofstuk 12, is dit die woordjie help, wat gedurig in hierdie hoofstuk na vore kom. Hier sien ons, daar's manne wat gekom het na hom toe, en hulle het hom gehelp in die oorlog. Vers 2, gewapende manne met boog, wat regter en linkerhand kon gebruik, met slingersteen, en met pyl en boog. En hulle was uit die broers van Saul uit Benjamin. Vers 8. Ook van die Gadiete het hulle afgeskei na Dawid, na die bergvesting in die woestyn, dapper manne, kruismanne,
in die oorlog, toegerus met leeugesigte. En hulle was vinnig, soos gemsbokke op die berge. En daarna elkeen se beskrywing gee hy hulle name. Nou, ek gaan nie die name hier lees nie, want u gaan dink ons praat in tale, as ons al hier die name lees. Vers 15, vers 14. Hulle was uit die stam van Gad, hoofde oor die leer. 1 teenoor 100, die kleinste en die grootste 1 teen 1000. Dit is hulle wat deur die Jordaan gegaan het. In die eerste maand terwyl hy vol was, oor al sy walle, en hulle het al die bewoners van die laagtes verjaag teen die ooste en teen die weste. Vers 17 het Dawid uitgegaan en hulle tegemoet en gespreek en vir hulle gesê, as julle met vrede na my kom, om my te help, sal ek my van harte met julle verenig. Maar as dit is om my aan my teestanders te verraai, of skoon daar geen onderrig in my hande is nie, mag die God van ons vaders dan sien en straf. Aan die ander woorde, hy sê hier vir hulle, as julle hier is om my te help, eer hy die Here, maar as julle hier is om my later in die rug te steek, pas op, die Here is hier om te straf. Die Here sien wat in sy saak en in sy werk aangaan. Toe die Gees Amasai, die hoof van die 30, vervul. En hy het gesê, vir u Dawid, en met u seun van Isaai, is ons vrede vir u, en vrede vir die wat u help, want u God help u. So hulle gaan hom help, hy het hulp nodig, en die Here God gaan ook help. Daarop het Dawid hulle opgeneem, en hulle aangestel as hoofde van die bende. Ook Manasse het sommige oorgeloop na Dawid toe. Vers 21. En hulle het Dawid gehelp teen die bende, want hulle was almal dapper helde en owerstes in die leer. Want dag vir dag het hulle na Dawid gekom om hom te help. Totdat dit groot leer was, soos 'n leer van God. Vers 31. Hy noem die getalle wat daar was, en van die halwe stam van Manasse, 18.000, wat met hulle naam aangewys was, om Dawid koning te maak. En van die seuns van Isaskar, met kundige insig, wat die tye betref, om te weet wat Israel moes doen. So daar was ook kundige manne met insig gewees. Daar is seker goed wat ek nie wil aanvat nie, as ek nie eers met ouers gepraat het, wat op kundige gebiede is, met betrekking tot sekere gedagtes. Van Zebulon, op kommando vers 33, uitgetrek, toegerus vir oorlog, met allerhande kruiswapens, 50.000 aan een gesluit, en nie met 'n dubbele hart nie. Hoor jy? Daar was manne onder hom, wat nie 'n dubbele hart gehad het nie. Hulle was een hart met hom. Vers 38. Al hierdie kruismanne het in slagordes aaneengesluit, met 'n onverdeelde hart na Hebron gekom, om Dawid koning te maak oor die hele Israel.
Nie net oor 'n gedeelte nie, maar oor die hele Israel. En ook oor die oorige Israeliete. Was een van hart om Dawid koning te maak. Vereers net sover, ook 'n ander teks ook net lees van konteks, vers 11 vers 17. Dawid het 'n begeerte gevoel. Wie sal vir my water gee om te drink? Uit die put van Bethlehem, wat by die poort is. Toe het die drie deur die laar van die Filistyne gebreek en water geskep by die put van Bethlehem, wat by die poort was, en dit gedra na Dawid. Maar Dawid wou dit nie drink nie. En hy het dit voor die Here uitgegiet en gesê, mag my God my bewaar dat ek dit sou doen. Sou ek die bloed van hierdie manne drink, met lewensgevaar, ja met lewensgevaar, het hulle dit gebring. En hy wou dit nie drink nie, en ja, dit het die drie helde gedoen. So ons lees dan hier geweldige klomp verse van Dawid wat nie koning was nie, Saul was koning, maar daar was 'n groep wat gekom het na Hebron toe, en Dawid gesê, Dawid, ons weet dat die Here het jou deur die diens van Samuel gesalf om koning te wees. Die Here het jou hier geplaas. En dis die tyd van die Here om jou in hierdie tyd as koning te gebruik. Sodat die naam van die Here verheerlik moet word. As 'n koning en 'n groot herder en 'n Here. En daarop het Dawid dan ingestem. Hy het geweet, hy is geroep. En ja, hy kon dalk baie verskonings gehad het. Sê nee, ek is dalk nog steeds vir hom, of nee, ek is nie regtig in staat nie, of nee, ek het nie die mond om te praat nie, of nee, ek het nie dit nie, en ek het nie dat nie. Maar hy het geweet, die Here het hom geroep, en hy het dan met hulle in 'n verbond gegaan, is reg, ek sal julle, solank julle by my staan, en solank julle daar is om my te help. En hulle het dan met hom die verbond gesluit, en die Here het vir hom manne gegee, en natuurlik vroue ook, in die werk wat moet voorgaan. We gaan lees 9 vers 13. 9 vers 13 sê die volgende, en hulle broers, hoofde van hulle families, 1700, dan oor 1760 dapper manne in dienswerk van die huis van God. So ons lees dat hulle het 'n verbond met Dawid gesluit, dat hulle hom gaan bystaan. Dit was dapper manne, helde geweest, maar hulle staan in diens van God. Jy is dalk vanmôre in die gemeente, en is dalk hier as dapper manne en dapper vroue om hier te help. Maar raai wat, jy staan nie in diens van die Ege Kerk nie. Jy staan in diens van die Here. Soos hierdie manne ook gestaan het. Hulle eerste verantwoordelikheid was nie teenoor Dawid nie. Hulle eerste verantwoordelikheid was teenoor die Here. Dis hoekom mense bereid is om hulle alles vir die Here te gee. En dan te arbei. En tweedens, dat ek sê, Dawid, vir jou gaan ons bystaan. Vir jou gaan ons ondersteun, jou arms gaan ons omhoog hou. Ons sluit daardie verbond met jou. En selfs Dawid op 'n punt kom waar hy dors was daardie 3 manne gewillig om hulle lewe te gee. Ons gaan, daar is die laar van die Filistyne, maar ons gaan saggies deur hulle breek in die nag, om vir Dawid ons koning water te bring. Hulle het hulle lewe gewaag vir Dawid. Hulle was daar om te dien, nie om gedien te word nie. Daardie man het hulle lewe afgelê, en toe die water by Dawid kom, sê nee, hy kan dit nie neem nie. Want hierdie ouens het hulle lewe gewaag. En hy saam met hulle in die diens. Hier sien ons Dawid se hart. Hy verwag nie van hulle om alles te doen nie. Hy is bereid om self ook te doen. En nie voordeel te trek uit hulle. Dat het moet gaan oor hom nie. Maar Dawid was ook daar om te dien. Nie net om gedien te word nie. In Openbaring 6 vers 11, dat noem hy die gelowiges
meer 'n diensknegt is. Dat die kinders van die Here is daar om mekaar te bedien, mekaar te help, mekaar by te staan. Baie kom kerk toe om gedien te word. Daar was een ou wat ek nou geluister het en hy sê in Engels die volgende woorde: I didn't get anything from that church. Hy was kerk toe and I didn't get anything from that church. Met wat se gesindheid kom ons? Om te kom haal of om te kom dien, om toegerus te word vir die werk van die Here wat gedoen moet word. Sommige se hande is altyd oop om te werk en om te gee en om te dra. En daarom kan die Here vir hulle in hulle hande baie sit, want hulle hande is oop vir die werk van die Here. Maar as ons hande toe is vir die werk van die Here, dan kan die Here met ons niks doen. En die Here kan ook vir ons niks gee as ons hande toe is. Daar is 'n oom wat eendag die dominee kom sien het, en hy toe 'n klagte, en hy sê vir die dominee, ek was nou siek gewees, en nie een persoon in jou gemeente het vir my eendag sop gebring nie. Nie een persoon het vir my sop gebring nie, toe ek siek was. Die dominee sê vir my, "Sjoe, broer, dis verskriklik. Sê gou vir my, vir hoeveel mense in die gemeente het jy al sop voorgevat toe hulle siek was?" En hy wip homself en hy storm daar. As ons dien, dan kan ons ook gedien word. So ruk terug, so 2-3 jaar terug, weet nie of kan nie die verhaal onthou nie, hoe daar in 'n sekere land, wat se land was dit? Daar was 'n afrigter, as ek reg is, met 17 seuns, of 12 seuns, en hulle was in Thailand, vir 17 dae is hulle getrap binne in 'n grot. Die water het gestyg en daardie 12 kinders met hulle afrigter is vasgevang binne in daardie grot. En daar is niemand wat planne kan maak hoe om daai kinders daar uit te kry nie. Dit raak wêreldnuus. Klomp jong seuns. Wie's bereid om planne te maak om hierdie seuns uit te kry? En nou ons almal ken vir Elon Musk en hy het daarvan gehoor. En hy het vinnig 'n klein duikboot gebou, het mekaar gehelp, vliegtuig gelaai, en hy het daarin gevlieg op sy kostes en om daar aan mekaar gesit en hy het die ding probeer, maar het het nie gewerk nie. En hulle sê vir hom, nee, jammer, jou plan gaan nie werk nie. Wat doen hy? Wat kom self, klim op 'n vliegtuig, vlieg terug? Nee. Hy verwissel van raad. En hy sê, reg, kom ons werk iets anders uit. Hoe gaan ons hierdie kinders daar uitkry? En op die ou einde het hulle daardie 12 kinders in die afrigter daar uitgekry met sy hulp. Nou was 'n wêreldling so optree oor mense wat in krisis is, hoeveel te meer behoort kinders van die Here wat mekaar ken, mekaar bystaan en help en mekaar inbou en saam stry om die gemeente se saak vorentoe te vat. Om siele by die kruis uit te kry, om mense te kry sodat die van hulle onder die geklank van die evangelie kan kom, sodat hulle gered kan word. Want ons is hier. Ons is die evangelies gereformeerde kerk, evangelies om siele te bereik. Wat is ons besigheid? Charles Spurgeon skryf, I am in the business of, wat sal hy sê? Wat is ons besigheid? Wat is ons besigheid se naam? Evangelies gereformeerde kerk, maar wat is ons besigheid? Ja? Siele. Charles Spurgeon skryf, we are in the business of saving souls. Dis ons besigheid. En is ons besigheid vandag suksesvol?
Of is ons besigheid nie suksesvol nie? Ons besigheid is om te dien, mekaar by te staan, die moue op te trek, die modder te klim en die werk te doen, as dienaars te wees. Die Here Jesus was 'n dienaar, hoeveel te meer behoort ons nie ook te wees nie. In Markus 10, vers 42. Maar Jesus het hulle naam geroep en vir hulle gesê, julle weet dat die wat gereken word as owerste van die nasies oor julle heers, en dat hulle groot manne oor hulle gesag uitoefen. Maar so moet dit onder julle nie wees nie. Maar elkeen van wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle is, wat die eerste wil wees, moet almal se dienaar, diensknegt wees. Want die seun van die mens, Jesus, het ook nie gekom om te dien nie, maar, of gedien te word nie, maar om te dien. Dis wat die Here Jesus sê, dis hoekom hy gekom het. Verder sê hy in Matteus 10 die volgende, vers 22, julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe, want voorwaar ek sê vir julle, julle sal met die stede van Israel sekerlik nie klaar kry, voordat die seun van die mens kom nie. 'n leerling is nie bo die meester nie, en 'n diensknegt ook nie bo die Heer nie. Dit is vir die leerling genoeg om soos sy meester te word. Is dit, stem nie saam, is dit vir ons genoeg om soos ons meester te word? Ons is die leerling, is dit vir ons genoeg om soos Jesus te word? Om soos Jesus te wees? Ons sing daai lied, te wees soos Jesus, te wees soos hy, so rein en heilig soos 98 jaar ons verlang, te wees soos hy. Stem ons saam met hierdie vers. Dit is vir 'n leerling genoeg, dat hy soos sy meester word, en 'n diensknegt, soos sy Heer. As hulle die Heer Beelzebul genoem het, hoeveel te meer, sal hulle julle ook dalk sleg nie. So in 1 Kronieke 12 vers 1, is dit hulle wat na Dawid in Siklag gekom het, toe hy nog uit die teenwoordigheid van Saul, die seun van Kis, verban was. Hulle was ook onder die helde, om Dawid te help in die oorlog. Dawid te help in die saak van die Here. Dat die Here het Dawid daar as koning gesalf, en nou moet hulle, saam met Dawid arbeid, om die werk van die Here te volbring. En die Here gee vir Dawid manne, om hom by te staan. En nou daar is vanmôre dan 5 groepe, wat hy in hierdie gedeelte hanteer wat ons gelees het. En ek graag hê, jy moet jouself afvra, watter een van hierdie 5 is u? Of, jy kan sê, nee, ek is nie een van daardie 5 nie, ek doen nie dit nie. Maar kom ons kyk, na watter 5 manne, of vroue, u is. Heel eerstens, die Here verleen hulp aan sy diensknegt, en eerste roep hy toegeruste manne met gawes, wat gekwalifiseerde manne was, geseënd van die Here om te dien. Noem het talente, noem het gawes, noem het net wat jy wil. Ons lees in vers 2, gewapende manne met boog, wat regter en linkerhand kon gebruik, met slingerstene, met pyl en boog. Hulle was uit die broers van Saul, uit Benjamin. So hier lees ons van manne, wat met die regterhand en met die linkerhand. Nou ek wil vir u vra, is dit natuurlik, in almal se vermoë, om met 'n regterhand en met 'n linkerhand raak te kan gooi? Is dit in almal se vermoë? Nee, dit is nie.
Is dit in almal se vermoë om soos na ons Botha met sy regtervoet, of as hy in die druk kom met sy linkervoet paal toe? Is u albei u voete eweredig, is albei u voete ewe skerp en ewe sterk om dieselfde werk te kan doen? Nee. En om met pyl en boog te kan skiet. Het almal van u daardie gawe of talent om met 'n pyl en boog ouens op 'n ver end te kan uithaal? Het almal daardie gawe wat hier sit? Nee. Sommige kan dalk sê, ek kan met my regterhand redelik baie goed, maar my linkerhand, hierdie linkerhand is bietjie dom man, dis nie my hand hierdie nie. Maar met hierdie hand kan ek. Selfs as ons skryf u met al twee hande, net so goed, net so mooi, net so vinnig? Nee, nie kan word. Efesiërs 4 vers 11 was apostels en profete, en dan predikers, ander as herders, evangeliste en leraars, om wat te doen? Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. U sit vanmôre hier, en u is vanmôre hier om toegerus te word vir u dienswerk. Het u dit geweet? So die predikant kom met voorbedagte raad, ja. Die predikant het gedagtes vanmôre, dat die Here u sal gebruik, daar waar hy jou wil gebruik. En die eerste was hulle, wat die Here gawes, talente gegee het. In 1 Korintiërs 12 lees ons, dat die Heilige Gees het aan elkeen gegee soos hy wil. En die Here het sommige gegee in die gemeente, sommige met die genadegawe van wat op grond van dit wat nuttig is. Sommige het wysheid gehad, ander het kennis, ander het geloof, ander het die gawe van gebed, om te bid vir hulle wat siek is. Daar is 'n gawe, wat baie mense soek, en dit is die gawe van gebed, om te kan bid. Om te bid totdat 'n saak deurgebid is. Verander tale, verander uitleg, in die tyd toe daar nie woord was in tale nie. Sommige het die Here die genadegawe gegee van liefde, die uitnemendste weg, die liefde. Van prediking, ander van onderskeiding, sommige van dienskneg, en verstaan van die woord, verander vroue, om hulle by te staan, verander ouer vroue, om die jonger vroue te kon lering gee, ander van musiek, alles tot eer van die naam van die Here. Is daar vanmôre versteekte talente wat jy het, wat die Here kan gebruik, maar ons is baie keer onwillig dat die Here ons gebruik. Die Here sê die werk is so groot, maar die arbeiders is min. Terwyl ons baie keer met talente sit, die Here kan ons gebruik in daardie saak, maar ons het dalk nie tyd nie, of die wêreld ons te besig, of ons wil nie, of ons sal ons talente maar vat, en ons sal dit begrawe, en ons sal dit eendag voor die Here teruggee. Vreeslik gaan dit wees, as jy talente gehad het om die Here mee te dien, en ons die Here nie daarmee gedien het nie. Tweede groep, is hulle wat ons van lees in vers 8. Ook van die Gadiete, het hulle afgeskei na Dawid, na die bergvesting in die woestyn, dapper manne, kruismanne in die oorlog, toegerus met leeugesigte, hulle was vinnig, soos gemsbokke op die berge. Hierdie is manne, wat geoefende manne is. Ons sal ook sê, nee, ek het nie die lyfie, om op die berge rond te spring, soos 'n gemsbok nie. Ek het dalk nou nie daai nie. Wie is hierdie manne? Hierdie was manne, wat geoefend was. Iemand wat iets van nature nie gehad het nie,
Maar die begeerte in hulle hart om vir die Here te arbei, en om vir Dawid by te staan, en hulle self gaan oefen het, totdat hulle in staat is om daardie werk te kan doen. Is almal van ons gebore, en lyk ons almal soos bodybuilders? Nee. Maar sekere ouens, wat die stamina het om te oefen, tot hulle soos 'n bodybuilder lyk. Daar seker ouens wat dalk nie goed kan skiet nie, maar raai wat, hulle oefen hulle self, totdat hulle dit kan doen. En hier was manne, wat hulle self geoefen het, dapper manne, kruismanne, wat in die oorlog hulle self toegerus het, geoefen het, totdat hulle kan veg, geoefen het, totdat hulle rond kan spring, met gesigte soos 'n leeugesig. Hulle was vinnig. Nou as jy kyk, daar was 'n fliek met die naam van The King of Persia, in die Mede-Persiese tydperk, hoe die Mede-Perse die wêreld oorgevat het. Hulle was vinnige manne, hulle was geoefende manne, hulle het geweet wat om te doen, hulle het geweet hoe om oor die mure te kom. Die een ou, was 'n paar ouens, wat aangestel is, om te skiet. Hierdie ouens het geoefen om te kan skiet. So hulle skiet pyle in die mure in. En terwyl hulle pyle in die mure in skiet, op sekere afstande, is daar ander manne wat hier vinnig is en lig is, wat daai pyle ophardloop teen die muur, om binnekant te kom, om die hekke oop te maak vir die ander om in te kom. Geoefende manne vir die werk. En net so, is daar geoefende manne, moet ons geoefende manne wees. In Hebreërs 5 vers 14 staan daar, dat sommige drink melk, maar ander deur die gewoonte geoefen in die godsaligheid, hulle het hulle geoefen in die skrif, hulle het hulle geoefen in die woord van die Here, om dan bruikbaar te wees. Hy sê verder in Hebreërs 12 vers 1, ons het hierdie groot wolk van getuies. Laat ons dan elke nag aflei en die son wat ons so maklik, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Deur gewoonte geoefen. Paulus skryf aan die jong man Timoteus, liggaamlike oefeninge is tot weinig nut. Daar gee my 'n rede om nie altyd te oefen nie. Liggaamlike oefeninge is tot weinig nut, maar oefen jou in die godsaligheid. Timoteus, as jy nie jouself gaan oefen in die godsaligheid nie, dan gaan jy val, my broeder. En wees vir hulle voorbeeld in geloof en liefde en lydsaamheid en al die eienskappe wat hy dan daarvoor Timoteus sê. O Timoteus, oefen jouself hierdie goed in. Skerp jouself op, liewe Timoteus. Liewe vriende, weet jy hoekom is daar sommiges wat nie altyd geroep is om te kan preek nie, maar wat preek? Want hulle oefen en oefen en oefen hulle self daar as 'n werktuig wat die Here kan gebruik wanneer die nood druk of wanneer daar tyd is. Bruikbaar vir die Here te wees. Ander het verskonings, ander kan nie, ander oefen totdat hulle kan. Ek vat daar as 'n predikant in ons kerk. As ons praat van gawes en talente, die ou, hy het omtrent alles gekry. Ek gaan nou nie sy naam noem nie, maar die ou kan musiekinstrumente speel. Die ou kan sing. Die ou kan preek, hy is geweldig intellektueel. Hierdie ou kan leer met sy grade en alles. Ek kyk na hom en dan sê ek, Here, kon ek nie die helfte van hy se talente gehad het nie. Maar hy wat, hy gaan eendag voor God staan. Die verantwoording doen vir al hy talente wat hy gehad. En hy daai talente, maar hy wat, hy oefen homself nog steeds in ander rigtings in. Al het jy wat jy het, steeds kan jy jouself in oefen.
Nie een van ons kan vanmôre sê, Here, ek kan nie. Nie kan nie. Die Bybel sê, oefen jouself in die godsaligheid. Ons kan nie, want ons wil nie die woord ken nie. Enige kind van die Here is veronderstel, die moontlikheid is daar, om as daar nood is, vir iemand te kan bid, vir iemand die evangelie te kan gee, vir iemand te kan bystaan, vir iemand 'n woord uit die Bybel van bemoediging te kan gee. Elkeen van u behoort bruikbaar in die hand van die Here te wees, deur gewoonte geoefen. 'n derde groep wat ons hiervan sien, in vers 15, lees vers 14, en hulle was seuns van Gad, hoofde van die leer, en teen hom 100, die kleinste en die grootste, en 1 teen 1000. Dit is hulle wat deur die Jordaan gegaan het, in die eerste maand, terwyl hy vol was, oor al sy walle, en hulle het die bewoners van die laagtes verjaag, teen die ooste en teen die weste. So daar was die Jordaanrivier, wat in vloed was. En die water het geloop bo oor die walle. Maar daar was 'n nood, om die manne wat aan die ander kant van die rivier was, van kant te maak. Maar dit is onmoontlik, want hoe gaan ons kom van die kant na daai kant? Maar daar was 'n groep manne, wat bekend gestaan het as vreeslose manne, wat gesê het, ons sal plan maak, om aan daai kant te kom, om deur hierdie rivier te gaan, om die manne wat aan daai kant van die rivier is, van kant te maak. As jy deur die rivier gaan, dit is jy moeg. En hoe gaan jy daar kom? Die kans om te verspoel. Maar daar is manne wat planne gemaak het. Vreesloos. Sommige sal sê, jy's mal in jou kop. 'n Mens doen nie dit nie. Maar daar was die trouens, wat onder Dawid se manne was, wat vreesloos was. Soos Ester, na wie ons nou die dag gekyk het. Ester, sy sê, sy gaan voor die koning staan, en as ek omkom, dan kom ek om. Ek is nie bang vir dit nie. Ek is hier om die Here te dien. En sy gaan staan voor die koning, maar genadiglik, aanvaar hy haar, en hy steek die scepter na haar toe uit. Sy raak die scepter aan, en sy word nie gedood. Vreeslose manne. Ek dink aan Petrus. Petrus was dalk nie een van die slimstes. Maar weet jy wat, kan ek sê van Petrus? Hy was nie bang nie. Vir daai oomblik, toe die Here Jesus kom was hy nie bang nie. Hy was bereid om 'n swaard te neem en Malchus se oor af te kap. Hy was bereid, of hy het dalk vinniger gedoen as wat hy gedink het. Later het die Here Jesus wel verloon. So daar is ouens wat dienaars is, en dan is daar mense wat eisters is. Wat kyk, as ons sê, wat hierso daai taak is onmoontlik om te doen, dan is daar mense wat daar is wat om jou te wys, dit sal gedoen word. Sal plan maak, dit sal gedoen word. Maak nie saak hoe moeilik, hoe onmoontlik dit is nie. Met my God storm ek 'n bendestorm. Met my God spring ek oor 'n muur. Is daar sulke mense wat vreesloos is, wat sê ek staan nie terug vir 'n challenge nie. As daar 'n grootste sondaar in Rodepoort is, wat niemand weer mee wil gaan praat, niemand wil hom aanvat, niemand wil hom gaan pleit sy siel nie, is daar iemand wat vreesloos is en sê, Here, stuur my na daardie ou toe, om die ergstes van die ergstes te gaan bereik. Dink aan die heks daar in Johannesburg wat gesê het, sy het 'n begeerte gehad dat die kinders van die Here na haar toe moet kom. Maar hulle was te bang. Hulle wou nie. En sy sê op een aand moes die Here self daar kom stil staan, maar te oortuig van haar sonde, en die Here het daar gaan stil staan, want sy sê die kerk wou nie. Met haar as hoofheks kom praat het. Is daar nog vreeslose manne en vroue in die werk van die Here, om vreesloos die Here te dien?
ek wil amper daai woordjie gebruik, roekeloos. Is roekeloos 'n mooi woord? Is roekeloos goed? Nee, roekeloos is nie goed. Maar wat van roekeloos vir die Here? Here, ek is bereid om enigiets te doen. Dit wat by die mens onmoontlik is by God moontlik. Here, ek is bereid. Hier is 'n gewillige hart. Vreesloos. Doen met my net wat U wil. En ek is bereidbaar vir U. Martin Luther het vreesloos gestaan voor die Rooms-Katolieke Kerk en gesê, hier staan ek sal nie Jesus verwerp of verloon nie. Vreesloos kom ek om, dan kom ek om. Stefanus in Handelinge hoofstuk 7 staan voor die Fariseërs en die Sadduseërs. En hierdie ouens met al hulle kennis en met al hulle wysheid en al wat hy het, is bietjie kennis, maar hy is vol van die Heilige Gees. En hy staan daar voor hulle en hy gee vir hulle die evangelie. Want hulle het Jesus gekruisig, maar hy wat God het hom uit die dode opgewek. En dis voor hierdie Jesus dat voor julle staan. En Stefanus besef die erns, hulle vat hom, hulle sleep hom buite die stad. Nou dalk was daar nog dan vir hom tyd om te sê, okay, ek is bietjie bang, nou dit gaan nie. Ek verloon Jesus, maar hy het nie. En hy het deurgegaan, en hy het toegelaat dat hulle hom doodgooi met klippe, en terwyl hy doodgooi word met klippe, skeer die hemel oop en hy sien Jesus staan aan die regterhand van die Vader. En hy sê, ek sien die seun van die mens staan aan die regterhand van die Vader. En hy bid vir hulle, ag Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Met daardie woorde het hy ontslaap in sy gees gegee. Vreesloos vir die Here se saak. Is daar nog sulke manne en vroue? Vierdens lees ons in vers 18, 12 vers 18. Toe die gees van Amasai, die hoof van die 30, vervul, en hy het gesê, vir U daad, en met U, seun van Isai, is ons. Vrede, vrede vir U. En vrede vir die wat U help, want U God help U. Daarop het Dawid opgeneem en aangestel as hoof van die bende, 'n man wat vervul was. Vervul met die gees van die Here. Daar is sekere mense wat soms stil is, maar wat vervul is met die Heilige Gees. Nou hy het uitgesoek na 7 manne onder hulle, vervul met die Heilige Gees, wat kon seker maak, dat ons binne in die wil van die Here is. Efesiërs 5 vers 18 sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbannigheid, maar word met die Gees vervul, kom onder die beheer van die Heilige Gees, dat ons 'n gereinigde, 'n geheilige lewe kan hê, oorgegee, vol. Hoekom sal die Here sy Gees gee? Sodat ons op 'n rakkie kan sit en sê, jy's heilig? Vervulling in die woord van die Here, soos met Samson, soos met hulle hier, soos met hulle wat die tabernakel moes oprig, soos met hulle wat moes uitgaan, het altyd gegaan oor 'n taak. Geesvervulling het altyd gegaan. Ouens wat hulle voete bereid om hulle voete in die water te sit. Dan skeur die water oop. En die Here gee die oorwinning. Ouens wat afhanklik is van die Gees van die Here. Om bruikbaar te wees. Moenie dink die Here gaan sy Gees vir jou gee. Jou vervul met sy Heilige Gees. As jy dit net wil gebruik om te sê, ek is nou heilig. Vir wat? Hy gee sy Heilige Gees in volheid. Ja, ontvang die Heilige Gees by wedergeboorte. Maar op 'n stadium gee ons onsself oor en die Heilige Gees neem beheer. Om hierdie wessel, om hierdie kruik te gebruik. Sodat nie jy of ek of iemand die eer kan kry nie. Maar die Here gewerk deur die Heilige Gees. Wanneer iemand sê, Here, hier is ek, gebruik my, dan kom die Here en hy rus toe deur jou te vul met sy Heilige Gees om 'n werk te kan verrig.
Selfs hulle wat die tempel of die tabernakel moes bou, is vervul met die Heilige Gees om die tabernakel te bou. Die oomblik toe die Heilige Gees van Simson onttrek, hoeveel krag het hy gehad toe hy op hom neersak? Niks. Het sy spiere ontgehelp? Niks. Maar toe hy die Heilige Gees in hom gehad het, toe gryp hy gehou 300 jakkalse, bind hulle sterte aan mekaar, steek fakkels in en jaag hulle die lande binne. Wat 'n soort man doen dit? 'n Geesvervulde man. In staat gestel. Toe Dawid ook die leeu doodgeslaan het, was hy vervul met die Heilige Gees. En hy het die leeu aan sy baard gegryp en hom doodgeslaan. Dis sy krag. Sê baie vinnig. Ek tot alles in staat. Deur Christus wat ons in staat stel. Ons is nie in staat nie. En staatstelling is deur die Here. Deur sy Heilige Gees. Is die een wat hy gesê het, is vir julle voordelig as ek weggaan, want as ek weggaan, kom die trooster en hy sal julle in staat stel. Hy sal in julle werk. Hy sal julle herinner. So verder is daar geesvervulde manne en vroue wat die werk van die Here kan doen. Dan laastens lees ons in vers 21. En hulle het Dawid gehelp teen die bende. Hulle was almal dapper helde, owerstes in die leer, want dag vir dag het hulle na Dawid gekom om hom te help. Omdat dit 'n groot leer was, soos 'n leer van God. Ons sien daar was nog 'n groep, en hulle was die helpers. Ouens wat baie keer agter die skerms gehelp het, ouens wat agter die skerms gegee het. Niemand het geweet dalk van hulle nie. Hulle was helpers. Ander het weer in die teenwoordigheid van almal gekom en voete gewas. Baie ons moes veg, maar daar moes iemand gewees het wat hulle moes help om water te dra of wat ook al te doen. Hoe baie keer het ons nood aan helpers. Net aan 'n Aaron en 'n Hur wat net kan help, net om my arm bietjie in die lug te hou. Net 'n helper. Partykeer het mense net helpers nodig. Maar ander is ouens wat werk, wat hulle arm sal stompies werk vir die Here. Wat hulle voete sal afloop, loop tot die bloed by hulle voetsore uitkom. Net te werk vir die Here Jesus. Nie te kyk na die probleem nie, maar diensbaar te wees vir die Here. Die kruis op te neem, as mense wat baie keer pyn het, seer het, maar wat diensbaar is, werk vir die Here. Laas jaar toe die reën kom en die modderstroom een Sondag aand hier oor die matte. En volgende oggend is daar 'n vroutjie. Daar generator gaan kry en 'n matwasser en na die hele dag net die modder uit hierdie matte kom haal. Wat 'n helper. Is u 'n helper? Soos Pierre Nano sê, as jy sien daar is iets wat nie reg is nie, doen dit. Die Here het op jou hart geplaas. Doen dit. Wees 'n helper vir die saak van die Here, die naam van die Here se ontwil. Ons sal baie keer sê, ons is baie keer moeg. U kan self sê, jy is baie keer moeg. Die werk put 'n mens uit, die lewe maak 'n mens moeg. Finansiële druk is daar, emosionele druk is daar. Alle laste is daar. En dan wanneer jy moeg is, wanneer jy moeg is, dan steeds te arbei vir die Here. En dan dink ons, ag Here, ek dra hierdie kruis, maar wie sien dit? Ons sing 'n liedjie in die kerk. Deur te sien op die kruis, is daar lewe en hulle is daar lewe vrede vir my.
Kragtens is dit hy om daarby, wat hy sê, dan verwissel, die koortjie, dan verwissel 'n kruis vir 'n kroon. Ja, u dra dalk nou die kruis om te help, om te werk vir die Here. En eers een van hierdie 5, raai wat eendag verwissel jou kruis wat jy dra, jou arbeid wat jy doen, dit wat jy gee, dit wat vir jou hand oopstaan, dit wat vir jy nie terugstaan. Eendag verwissel dit 'n kruis vir 'n kroon. En u sal onthou ons nou gelees hier aan die einde van Hoofstuk 12. En dit het hulle gedoen om Dawid koning te maak. 2 keer in die gedeelte, in vers 31 om Dawid koning te maak. In vers 38 al hierdie krygsmanne het in die slagordes uitgetrek met onverdeelde hart na Hebron gekom om Dawid koning te maak oor die hele Israel. Hulle het 'n fokus gehad. Dit is wat ons hier is om te doen. Liewe vriende, mag die fokus vanmôre wees om Jesus koning te maak. Mag u saam optree om Jesus koning te maak. Nie om hierdie kerkgebou te verhoog nie, maar om die saak van die Here te gaan doen. Daar is soveel werk om te doen. Daar is soveel mense om te bereik. Sodat hulle Jesus koning kan maak. Hoe maak ons Jesus koning? Deur siele by die kruis uit te bring. Mag die Here vir jou help en jou genade gee. Jy sit môre hier en jy weet, is jy een wat toegerus is met sekere gawes en talente om te kan arbeid. Jy weet of jy die vermoë om jouself te oefen. En as jy nie die vermoë het nie, vra die Here, Here, gee my vanmôre die gawe. Here, help my om myself in die werk van die Here in te oefen. Ek vat met die Way of the Master, het ons dit oor en oor en oor vir hoeveel aande dieselfde goed oor en oor gedoen. Hoekom? Om julle in te oefen, sodat julle met 'n siel kan praat. Jy sê ook, ek kan met 'n siel praat nie. Die geleenthede was daar om jou te oefen daarin, sodat jy met siele kan praat. Derdens, vreeslose manne en vroue, wat die onmoontlike moontlik maak. Wat alles sal doen vir die Here. 4 geesvervulde manne. Die Here gesoek het, Here, ek kan nie, maar gee hierdie in staatstelling en ek sal gaan. En 5dens, helpers, wat net werk. Mag die Here u genade gee, en mag u elkeen een van hierdie 5 wees, of meer as een van hierdie 5 wees. En weet, dit is die enigste werk wat nie te vergeefs is nie. Hierdie is ewigheidswerk. Ons is hier besig met die saak van die Here, om Jesus koning te maak. Mag die Here vir u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, u is wonderbaar. U woord is vir ons altyd verkwikkend. Om te sien wat 'n manne daar was tussen Dawid. Here, u weet, ek was 'n mechanic. Ek is nie in staat om enigiets te doen nie. Maar alles wat ek doen, is die instaatstelling van die Here. Here, hier kan mense vanmôre sit, wat baie meer gawes het om te kan praat, te kan preek. Hier is baie met talente, om groot goed vir die naam van die Here te doen. Hier is mense wat vreesloos is, of wat dit graag wil wees, werk dit in hulle hart. Is mense wat nodig het, om vervul te word met die Heilige Gees, om hulle in staat te stel. Ag en Here, dan is hier mense wat altyd werk. Here Jesus, mag hulle voortgaan om te werk. Daar is nodig om kerke te plant. Daar is nodig om vir u te werk.
Die saak van die Here lei vanmôre skare, omdat ons baie keer nie dit doen wat U vir ons gegee het om te doen. Here Jesus, mag ons hande en ons harte vanmôre oop wees om die werk van die Here te doen. Terwyl die oeslande wit is. Wie sal gaan om hulle te gaan bereik? Wie sal die finansies gee om die werk te gaan doen? Wie sal die hande wees? Wie sal die oë wees? Wie sal die voete wees om te gaan? Wie sal die ore en die mond wees? Mag U vanmôre iets op elkeen se hart hier lê om U naam te verheerlik, om Jesus koning te maak. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons staan ons dra ons die nood kry en dan sien ons ook geleentheid vir die opneem van tiendes en offergawes. Baie dankie.